Aanbiddelike God, wanneer ons vanoggend oor die grootste liefdesdaad wat ooit in die geskiedenis van die mensdom bekend gemaak is, nadink. Wanneer ons dink oor U as die heilige, almagtige God. U wat die gans ander is, die hoog verhewe. Die God wat die ganse heelal geskep het en dit onderhou. Groter as wat ons verstand selfs vandag nog kan begryp. En tog ken U ons elkeen by die naam. En tog gee U genade en liefde in oorvloed. Here, ons is eintlik verstom wanneer ons hierdie lieflikhede van U self as God bedink. In ons harte is 'n warm gloed, Here, van verwondering teenoor U. 'n Mens kan letterlik verbuisterd voor U staan. Dat U geliefde seun sou weggee, afstaan, doelbewus as 'n losprys gee vir elkeen van ons wat hier sit. Dankie dat ons U daarom kan aanbid, Here, omdat U gans anders is. U liefde is nêrens te vind in die heelal. Dankie dat U goddelike wese liefde is. Dis hoe U is. En dat U dit mildelik kom deel met ons verlore mensdom. Ons sit vanoggend hier, Here, elkeen met ons eie hart, ons eie belewenis, ons eie wêreld waarin ons bestaan en leef en werk. En U weet wat in ons elkeen aangaan. En ongeag van wat ons van onsself dink, wat ons beleef vanuit ons omstandighede. Vanoggend sit ons voor U as mense wat deur U verklaar is as kosbare skatte van U. Want U ag ons te midde van ons gebrokenheid as mense vir wie U die losprys van Jesus Christus gegee het. Dankie dat ons in hierdie nadenke nie net oor U verstom is, Here, maar ook verheug is, verbaas is oor die onbegrensde genade wat U vir my en elkeen van ons het. Sonder dat ons dit verdien, het U ons lief. Ons staan voor U en aanbid U in die grootheid. En aan U moet al die eer toekom. U lof moet besing word, want U alleen is die ware reddende God. En ons bid vir ons elkeen, Here, wanneer ons vanoggend aan U woord deurlees, en wanneer ons daarna deur die kruisstasie stap, dat ons vir U ook sal dankie sê vir elke persoon wat vanmôre hier is. Vir elke persoon wat op een of ander manier diens gedoen het om hierdie moontlik te maak. Vir elkeen wat in die musiekbediening is. Here, dankie vir hierdie bruid van U. Vir wie U geseën het met mense wat hulle gawes gebruik om ander gelowiges op te bou. Ons vier ook hierdie mooi gawes wat U aan mense gegee het. Ons vier mekaar vanoggend. Want ons is U godsmense wat bruikbaar is in U hande. Ons bid, Here, dat die kruisstasies vir ons soos prentjie preke sal wees. Waar ons by elkeen diep geraak sal wees, verryk sal wees. Ek wil vanoggend ook in besonder bid vir die kinders wat ek hier gesien het, en as hulle deur dit stap, Here. Dankie vir die voorreg wat hulle as kinders het, dat hulle ouers hulle hierheen bring, maar dat hulle ook hier die rykdom van God opnuut kan beleef.
Ons bid dat dit vir hulle in hulle kinderharte oopgebreek sal word deur die Gees wat in ons werk. Ook u woord, Here, dat die woord wat u deur die Gees gegee het om in Sagaria en in Paulus se hart te werk. Dis dieselfde Gees wat vanoggend hier is om hierdie woord vir ons lewend oop te breek. Dankie dat die woord altyd lewend maak en werk. Here, ons is opgewonde om dit ook te beleef vanmôre. Amen. Geliefdes, in Sagaria 3 is eintlik 'n hofsaak aan die gang, waar Yeshua, die hoëpriester van die volk, namens die volk verhoor word. So hou die idee van 'n verhoor in 'n hof in gedagte as ons hier lees. Sagaria 3 vers 1. Die Here het my gesig laat sien, ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom die Satan, besig om Yeshua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê, ek sal jou straf, Satan, ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het klere aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan, en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe, ek gaan jou vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband ook op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daar staan. Daarna het die engel van die Here vir Yeshua beloof, so sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis en die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Ek hoor net hierdie pragtige woord. En jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Jy sal toegang tot my hê. Dan lees ek graag uit Romeine, gaan ek net Romeine 3 vers 10 aanhaal, daar is nie een wat regverdig is nie. Nou hoor jy alweer die hofterm regverdig nie. Selfs nie een nie. Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en is ver van God af. Hoofstuk 5 vers 1, God het ons dan nou vrygespreek, en dit is daai pragtige lied wat die groep ook vir ons gesing het. God het ons vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Die woorde wat op die klagstaat staan, lees ek net hierso, vers 5, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee het. Vers 6, toe ons immers nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 10, aangesien ons, toe ons nog vyande van God was, deur die dood van sy seun met God versoen is, toe ons nog vyande van God was. Geliefdes, om in hof te staan en skuldig bevind te word, is 'n verskriklike ervaring. 'n Mens kan 'n voorsmaakie daarvan selfs kry wanneer jy 'n verkeersoortreding begaan en die verkeersman vir jou 'n boete uitskryf. Ek wonder of een van julle al ooit daardie klagstaat gelees het. Ek dink gewoonlik kyk ons maar net wat is die prys wat ek moet betaal en betaal dit en kry net klaar. Maar selfs wanneer jy daardie boete staat kry, staan daar jou naam en jou ID-nommer, die dag en die tyd wanneer jy
'n kriminele daad gepleeg het. En dit word dan duidelik uitgeskryf, hierdie padwet en hierdie padwet het jy oortree. En daarom is jy skuldig voor die wet van hierdie land. En daar word dan 'n losprys ingevul wat jy kan betaal om hierdie skuld wat jy het afgeskryf te kry, vryverklaar te word. Dis aklig om eintlik te sien dat jy van so iets beskuldig word en dat jy kan dink ek het teen die samelewing oortree deur ongehoorsaam te wees aan hierdie padreëls. En dieselfde gebeur wanneer mens in 'n goddelike hofsaak staan. As 'n mens vanoggend vir jou in jou geestesoog hierdie hofsaak kan bedink, as jy dink, sê maar hier voor waar die kansel is die regterstoel, en ons sien duidelik uit Jesua 3 dat die regter is God die Vader, en dan voor die regterstoel sien ons staan die aangeklagte, en Sagaria 3 is dit dan Jesua die hoëpriester wat namens die volk daar staan voor God, en aan sy regterkant staan hier die Satan kla hom aan, en uiteindelik word hierdie klagtes voor God gelê, sodat God vir Jesua kan skuldig bevind, en kan bevestig dat Jesua en die volk eintlik aan die Satan behoort, en nie aan God nie. Wanneer 'n mens dan na hierdie gedeelte kyk, sien mens die aangrypende liefde van God reeds in die Ou Testament beskryf. Wanneer Jesua geteken word as die een met die liderlike vuilklere aan, wat die besmetlikheid van die sonde vir die hele volk eintlik beskryf. God sit die aanklaer op sy plek en sê dit is klaar. Vir die beskuldigde wat skuldig staan voor God en die wraak op die sonde moet kry vanaf God. Vir hom sê God, jy is vrygespreek. Trek die liderlike vuilklere uit, trek vir hom skoonklere aan as die simbool van die reiniging wat deur God geskenk word. Sit vir hom 'n tulband op, gee vir hom iets soos 'n kroon, dat hy as 'n gereinigde kind, 'n koningskind, verder kan lewe. En dan is die finale belofte wat so aangrypend is. Jy sal toegang tot my hê, soos die engele in my teenwoordigheid lewe, sê God. Wanneer hierdie vrymaking gebeur, is daar hierdie intieme nabyheid van die verbondsverhouding met God. Dit is 'n onbeskryflike diep salwing wat God vir mens gee, wanneer hy vrygespreek is. Ons kan dan na Romeine 3 en 5 skuif en dan kyk, hoe lyk so 'n hofsaak in die Nuwe Testament, en wat vir ons elkeen ook sou waar wees. Geliefde, ek wil jou vanoggend nooi, dat hierdie teksgedeelte beskryf eintlik 'n proses wat God met elke mens in ons lewe deurgaan. En in elke mens sal hierdie proses anders wees, maar dat hierdie proses gebeur is 'n werklikheid. Daarom vra ek vir jou, soos wat hierdie hofsaak van ons lewens verloop, beleef elkeen van die fases, sodat dit ook in my en jou lewe net opnuut weer of vernuwing bring, of waardering, wat dit ook al mag wees, wat die Gees vandag vir ons elkeen hier bedoel. Wanneer ons byvoorbeeld in Romeine 5 vers 1 die woord lees, God het ons almal vrygespreek. In die ou vertaling praat dit van regverdig gemaak, is dit letterlik 'n hofterm wat Paulus gebruik uit die Romeinse regstelsel uit. En daardie term beteken doeteenvoudig wat ek net nou van verkeersoortreding verduidelik het. Jy is skuldig, jy word beboet met 'n aantal rande, jy betaal dit en jy word vrygespreek wanneer jy daardie kwitansie ontvang. En dieselfde is die hofsaak wat hier verduidelik word. As 'n mens dus Romeine se hofsaak weer wil interpreteer, kan ons sê, hier is God op die regbank, God die Vader. Voor hom staan ek en jy. Aan ons regterkant staan die aanklaer, die Satan. Maar ons het twee regsverteenwoordigers, en ons gaan net nou by hulle kom, wat hier is om my in hierdie saak by te staan. Nou geliefdes, in hierdie hofsaak het ons 'n vyand, die aanklaer. Openbaring 12 sê dit ook so duidelik in vers 10, die Satan is die een wat dag
en nag die gelowiges aankla by God. En mense dis op 'n ander eenvoudige manier kon sê, hy hou aantekeninge van elke sonde wat ons doen. En omdat hy weet dat God 'n heilige en regverdige God is, wil hy so graag hierdie sonde lysie net voor God kom lê. En in terme van wat ons in Romeine 3 en 5 gelees het vandag, is dit dieselfde. Die hofsaak begin, die aanklaer het 'n leer oor elkeen van ons, en hy bring hierdie leer met al die sondes wat ons gedoen het, en lê dit voor God die Vader as regter. En hy vryf sy hande Joods, want hy weet, omdat God regverdig is daar net een uitspraak, en dit is skuldig. En hy weet, as God ons skuldig bevind, is die loon van die sondes, Romeine 6:23 sê, is die ewige dood. En daarom beteken dit, die aanklaer kan eintlik nie wag, dat die Vader van elkeen van ons sê, jy behoort eintlik aan die Satan se koninkryk, en die Satan wat sy hande Joods vryf, ontvang jou en neem jou in sy ewige verdoemenis in. Die verskil op grond van die teks wat ons vandag gelees het, is die volgende. Nadat die Satan met vreugde my sonde leer aan die Vader voorgelê het die Vader 'n klagstaat wat anders lyk as die Satan se. Die Satan se sondelys is maar eintlik net die simptoom van die eintlike probleem wat ek het wat hier voor God staan. In Romeine 5 het God 4 titels oor ons elkeen uitgespreek voordat ons tot bekering gekom het. God sê in die eerste plek, as ons nog ongered is ons magteloos. Ons kan nie onsself bevry nie. Ons is in hierdie sondekettinge vasgebind. Ons is besmet met daardie liderlike vuilklere en ons beskik nie oor die vermoëns om of hierdie sondekettinge, die mag van Satan af te breek nie. Ons beskik nie oor die vermoë om onsself te reinig nie. Ons kan nie vir God beloof ons sal in die toekoms dit nie weer doen nie. Ons kan net nie. Ons het geen vermoë om onsself te red nie. En dis daardie desperaatheid van die beginsel wat God wil hê ons moet besef. Want as ons net oor sondelysies dink, dan ek het in my lewe dit honderde kere gehoor. Hoe mense sal oor hulle self dink, hulle sondelysies, dan het hulle kategorieë. Hulle het kategorieë van verskriklike sondes en wat hulle graag dan vir jou sê ons nog nooit gedoen het nie, soos moordpleeg of ander wrede goed. Ons het net miskien bietjie gelieg, bietjie gesteel, bietjie so en so. En mense wat net in hierdie lae kant van die sondekies lê, het nie vergifnis nodig nie. Hulle het nie 'n goddelike dood nodig om hulle te red nie. Want hulle dink hulle is by magte dat hulle nie so sleg is nie. Wanneer God na ons kyk, is die eerste ding wat hy ons wil bewus maak, ons is magtelose verlore mense. Net God kan ons daarvan red. Daarom was daardie gebed wat ons gesing het, o dink aan my, so aangrypend, want wanneer jy besef ek het verlossing nodig, maar kan nie self nie, is jy op 'n goeie plek. Die tweede term wat Romeine 5 gebruik het, is dat ons goddeloos is, voordat ons tot bekering gekom het. Goddeloos beteken, ons is nie naby God nie. Ons het nie toegang tot God nie. Ons beleef nie iets van die volheid van God van ons nie, want ons is in duisternis. Sien, en weer eens, wanneer jy dink, jy het net die kleiner sondekies gedoen, wat onbybelse begrip is, dan dink jy nie, daar is baie duisternis in jou nie. Daarom het jy dan nie die dringende nood, om die lig van God in jou lewe te kry nie. Maar wanneer God na 'n ongeredde mens kyk, sê hy, dis die bevinding wat ek maak oor jou. Jy is godloos. Ek is nie in jou lewe nie. Ek is nie jou koning nie. Jy is nie deel van my koninkryk nie. Jy kan net deur my daarin kom. Die derde terme wat Romeine 5 gebruik het in vers 8 is dat ons sondaars is. En daardie is 'n kragtige woord wat sê die doel waarvoor God my en jou geskep het,
mis ons heeltemal. Dit beteken jou bestaan, jou hele leefwyse, beantwoord nie aan dit wat God vir ons elkeen bedoel het nie. As jy in Efesiërs 1 vers lees, sê dit dat voordat hierdie aarde geskep is, het God my reeds geroep en bestem om eendag op die aarde as heilig en toegewyd vir hom te lewe. God het 'n duidelike plan vir jou en my, maar sonder God loop ek dit mis, want ek weet nie wat dit is nie. Dit lê nie in my hart nie. Die 4de titel wat gebruik word in vers 10 is aangrypend. Ongeredde mense is die vyande van God. As jy die letterlike woorde lees van hierdie gedeelte in die Grieks, dan sê dit, ek is doelbewus teenoor God ingestel. Ek is 'n teenstander, 'n stryder teen God se koninkryk. Meeste mense dink nie so oor hulle self as hulle ongered is nie. Veral nie as jy op die skale van sondetjies werk en dink jy's maar hier net by die klein sondetjies nie. Dan dink jy nie dat jy 'n vyand van God is nie. Dit neem God nie lank om uitsluitsel te gee oor die klagstaat wat voor hom lê nie. Want die sondetjies wat die Satan na verwys, weet God is maar die simptoom van die basiese krisis wat ek het wat hier verhoor word. Omdat ek magteloos is, omdat ek goddeloos is, omdat ek 'n sondaar is, omdat ek 'n teenstander van God se koninkryk is ek skuldig voor God. En daarom is Romeine 6:23 se bevinding, die loon van die sonde is die ewige dood. Dis die uitspraak wat ek hoor. En in my wese is ek verlore. En geliefdes, ek dink dit is die kernding wat mense moet besef oor God. Dit gaan oor my sondigheid in my wese. Nie of ek sekere sondes as 'n simptoom doen nie. En die meeste mense mis hierdie punt van die Bybel. Dis hoekom God sê, hier is die goed waarop hy my skuldig bevind. En wanneer die Satan dan dink dat hy my uiteindelik gaan verwelkom om die ewigheid in sy koninkryk deur te bring, gebeur 'n wonderwerk. Die eerste getuie, my eerste advokaat, staan op. Sy naam is Jesus Christus, die Here. En wanneer hy God die Vader as regter aanspreek, sê hy, Vader, eerstens wil ek bevestig dat die bevinding wat u gemaak het oor Willem die waarheid is. Hy is 'n sondaar, hy is verlore. Die tweede ding wat ek wil bevestig, Vader, is die loon vir sy lewe is die ewige dood. Dit is ook die waarheid. Maar Vader, ek staan vandag voor u as 'n middelaar vir Willem. Soos 2 Korintiërs 5:21 sê, Vader, u het my in Willem se plek behandel as 'n sondaar. Geliefdes, dis aangrypende woorde. Jesus is in my plek behandel as 'n sondaar. Vader, toe ek daar aan die kruis gehang het en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Daardie moment wat vir my so alleen moment was, wanneer ek die sondehaat van ons as God moes beleef, die boete moes betaal, die ewige dood moes sterf, in die plek van Willem. Dit was die draaipunt wat ek vir daardie man, vir daardie vrou, in hulle lewe gebring het. Ek het die boete van ewige dood met my lewe losgekoop. Hy's vrygespreek. Vader, reë my hand, het ek die kwitansie wat sê, ek was in jou plek in die verdoemenis. Jy's vrygekoop. Ek en jy staan in die hofsaak, ons is verstom. Sonder dat ek eintlik betrokke was,
in die uitslag wat hierdie eerste advokaat van getuig, kom hier net hierdie onbeskryflike, ondenkbare nuus van God. Jesus Christus sê, Vader, toe ek opstaan, op die opstandingsdag, was dit 'n bevestiging dat my betaling aan die kruis vir Willem voldoende was in ons oë. U het my betaling erken. Ons kon 'n kwitansie uitskryf, Willem, jy is vrygespreek. En daarom, Vader, my naam, die Parakletos, beteken die een wat nader geroep is om hom te kom bystaan. Ek is sy middelaar, ek is sy redder. Ek is die een wat deur u gesalf was om as die Messias te kom en redding van mense te bring. Daarom is ek by die opstanding ook as die Here verklaar, die magtige God wat hierdie kon doen. Die enigste een wat dit kon doen vir Willem. En ek en jy is verstom. Die onmoontlike is vir my gedoen. My oënskynlik onkeerbare verdoemenis van my lewe is omgekeer. En terwyl ek en jy staan, ons hoor hierdie goddelike woorde wat in ons siel insink. En mens dink, maar wat nou? Dan staan my tweede advokaat op, God, die Heilige Gees. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is goed dat ek weggaan na my Vader, en ek sal hom vra om vir julle die ander Parakletos, die ander advokaat, te stuur. Dit beteken dat Jesus die eerste een was, daarom is hy die eerste getuie in die hofsaak. Nou staan die tweede getuie op in die hofsaak. En soos Johannes 16 vers 7 en 8 sê, dat Jesus daar ook sê, dit is goed, dit is voordelig vir ons dat hy weggaan, want dan sal die Gees van die waarheid, sal hy na ons stuur. En die een ding wat die Gees van die waarheid doen, sê vers 8, hy sal die wêreld oortuig dat ons sondig is. In my eie lewe het ek ervaar dat die bedoeling hiervan is, wanneer 'n mens soos daardie man aan die kruis, Jesus se verlossing hoor, soos Jesus getuig het in my hofsaak, kan die oortuiging in my hart, die armoede ontdekkingsproses, nie gebeur as die Heilige Gees dit nie doen nie. Romeine 16 vers 14 sê dit, dat die Gees gaan Jesus verheerlik, hy gaan niks anders kom verkondig nie. En daarom stap die Heilige Gees as die tweede getuie, en hy kom staan by my en sê, het jy gehoor wat Jesus Christus oor jou getuig het in jou hofsaak? Ja, ek het gehoor, Heilige Gees. Omdat ek die Gees van waarheid is, openbaar ek aan jou lewe, dat daar die 4 titels van jou waar is. Ervaar jy dit in jou gees, dat jy God se redding nodig het? En geliefdes, ek weet vir elke mens gebeur dit op 'n ander manier. Maar ek onthou, omtrent 57 jaar gelede, toe ek as 'n hoërskoolkind in Ermelo by die CSV-terrein gaan kamp het by Christusmeer. Ek is nie iemand wat in die kerk groot geword het nie. Ek weet nie of ek tot op daai stadium van my lewe 5 keer ooit in die kerk was nie. Ek het nie geweet wat katekisasie is nie. Maar by daai CSV-kamp het ek nie bewus geword van sekere sondetjies wat ek het nie. Ek het net daardie Saterdag aand besef, maar ek het God nodig, ek is verlore. En dis daardie getuies wat die Heilige Gees teenoor jou bring, wanneer hy as die Gees van waarheid jou lewe vir jou wys en wys dat jy sonder God is. Ek onthou ook een van die volwasse raadgewers gaan roep het en sê, oom, kom help my asseblief, en hy vra, wat is die probleem? Ek sê, ek het Here nodig. Ek is verlore, en hy sê, maar dis mos maklik. Ek onthou toe hom sê, oom, ek het nie 'n idee wat ek moet doen nie, kom help my net asseblief. En hy saam met my gestap en ons daar langs die meer gestaan. En hy het gesê, wat gaan in jou hart aan? Ek sê, ek het net hierdie belewenis dat ek weet ek is sondig voor God en ek weet nie hoe ek daarvan vry kan kom nie. En hy het my verduidelik van Jesus Christus, dit wat ons eintlik vanmôre met mekaar deurpraat.
En ek kon my sondigheid voor God bely, en ek kon die vergifnis van God belewe. Want 1 Johannes 1 vers 9, geliefdes, jy ken dit mos goed. Wanneer ek my sondes bely, wanneer ek saamstem dat ek verloor is, wanneer ek myself sien in die Heilige Gees, is God getrou en regverdig. Hy vergewe jou sondes. Hy maak jou skoon van alles wat vuil was in jou lewe. En ek onthou ook daardie aand nadat ek hierdie gebed gebid het, ek net hierdie vryheid beleef het. Hoe God net 'n nuwe lewe vir my oopsluit. Geliefdes, en dit is wat uiteindelik in hierdie hofsaak is. Die Satan beskuldig ons sodat ons verdoem kan word en dat ons altyd skuldig sal voel. Die Heilige Gees se getuienis wat kom wys dat ons skuldig is sodat ons die nood van ons eie onvermoë om onsself te red besef en die grootheid van God se liefdesdaad besef. En die Heilige Gees se beskuldiging is sodat ons die nood en die verlossing in Jesus sien en die begeerte om voor Jesus se voete neer te val in hierdie hofsaal en sê, Here, vergewe my. En Jesus sê, hier is jou kwitansie, jy is vrygespreek, jou lewe is silwerskoon. En Romeine 8 vers 16 sê, en daardie moment neem die Heilige Gees intrek in my lewe. En Romeine 8:16 sê, en die Heilige Gees getuig van daai oomblik af tot my gees, en die Griekse woord sê, sonder ophou, dat ek 'n kind van God is. Dit is aangrypend. In hierdie hofsaak waar ek waarskynlik geen rol gespeel het nie, en net verstaan het ek is verdoem, kom my eerste advokaat, Jesus Christus, en hy bied die losprys vir my aan. Kom my tweede advokaat, die Heilige Gees, en hy help my om daardie losprys in ontvangs te neem. En dan word waar wat in die einde van Sagaria gestaan het, wat God sê, jy sal toegang tot my hê, soos die engele dit het. Geliefdes, hoe dit ook al in jou lewe al gebeur het, dalk sit hier iemand vanoggend met wie dit nog nie gebeur het nie, maar hierdie hofsaak is vir ons elkeen. En mag die bediening van die Heilige Gees vir ons elkeen vanmôre tot groot seën wees. Miskien is dit vir iemand vanoggend die geleentheid om die eerste keer hierdie losprys in ontvangs te neem. Vir ander mag dit dalk wees dat ons vanoggend opnuut 'n vreugdefees, 'n waarderingsfees, 'n verwonderingsfees in ons hart het. Omdat ons opnuut net weer bewus is van God se grootheid. En die Heilige Gees se stem wat sonder ophou my herinner, jy's deel van die drie-eenheid se huisgesin. Jy's by ons. Dit gaan nooit anders wees nie. Nie in hierdie lewe nie en hierna nie. Jy's ons kind. Kom ons gebruik 'n oomblik van stil gebed. Wat ook al vanmôre in jou hart is, kom ons praat dit met die Here deur. Aanbiddelike God. Dankie vir hierdie onbeskryflike moment van intimiteit met U. Dankie vir U Vaderhart met 'n liefde wat geen grense het. 'n Vaderhart wat U geliefde, U enigste, die seun in wie U welbehaag het, afgestaan het as 'n losprys. Jesus, dankie vir U liefde, vir U gehoorsaamheid, vir hierdie wonderlike goddelike raadsplan om ons te kan red. En selfs die verskriklikste lyding wat U gehad het op die kruispad en aan die kruis self, was U gebed. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. En Jesus, soos wat U in die laaste woord gesê het, in die hande plaas ek my gees oor, o Vader. Dankie dat U loskoop ons vandag inlyf in die intimiteit, in die teenwoordigheid, die warmte van U goddelike familie. Ons aanbid en eer U Jesus Christus vir U selfverlonende liefde.
Heilige Gees, ons aanbid U as God, die God van waarheid. Dis U wat die waarheid van ons sondigheid aan ons openbaar het. En dis U wat ons toegelei het na die waarheid van Jesus Christus, hy wat die weg en die waarheid is. Dis U wat ons aangemoedig het om hierdie losprys in ontvangs te neem. Dis U wat ons gehelp het om ons sondes te bely. Dis U wat ons geseën het om ware, volmaakte vergifnis te kan beleef. Dis U wat ons geseën het om onsself te kan vergewe vir goed wat ons nog teen onsself sou hou. Dis U Heilige Gees wat ons geleer het wat ware vryheid is. Ons eer U omdat U sonder ophou ons herinner aan ons goddelike identiteit. Ons wil vandag saam met die psalmdigter sê, net by God vind ek rus. Net by God vind ek rus. Want U is my redder God.